Meer as net 'n skoonpa. Voorgelees deur Cathy van Onselen Kopiereg Wendy Meyring. Sy druk die wasgoedmandjie onder haar arm in en draai links af in die ou huis se lang gang. 'n Foonse gelui breek die doodse stilte wat in die huis hang. Sy loop die kombuis binne en maak die ou geel staalkas oop en strek na die waspoeier. Haar man kom bleek die kombuis ingestorm. "Iets is fout by pa. Ek moet gaan kyk wat daar aangaan." Geskok en verward antwoord sy skaars hoorbaar. "Okay." Hy haas die gang af en sy hoor hoe die bakkie uit die driveway spin en in die straat afjaag. Sy gooi die waspoeier bo op die hoop vuil klere en sit die mandjie sommer net daar neer. Sy strompel die gang binne en val amper bo oor haar klein 3-jarige blonde kop seentjie. "Waarheen is pappa nou, mamma?" "Hy moet ons mos by oupa gaan aflaai," vra hy met groot vraende oogies. Sy kniel voor hom en streel sy skraal gesiggie. "Pappa moet net vinnig ietsie gaan doen, my liefie. Ons sal môre vir oupa gaan kuier," sê sy met 'n warm, sagte stem. Sy vat sy klein handjie in hare en lei hom in die gang af. Binne haar tornado soveel vrae. "Kom ons trek gou ons kleertjies aan. Joune is op jou bedjie," sê sy met 'n knop in haar keel. Hy los haar hand en loop na sy kamer. Binne haar kamer vat en los sy soos sy na klere soek. 'n Ambulanse gehuil in die verte ruk haar uit haar dwaalende gedagtes. "Nee," sê sy snakkend na haar asem. Sy gryp na haar selfoon, haar hande bewe. Sy druk op lief en druk dial. Hy antwoord. "Jy moet dadelik kom, my liefie. Pa het 'n hartaanval gehad." Haar stem kraak. "Ek kom." Sy gryp 'n rekkie en maak 'n vinnige ponytail bo op haar kop. "Ek is klaar aangetrek, mamma," sê die seentjie soos hy die kamer ingehardloop kom. Sy probeer glimlag en sê, "Sjoe, maar jy lyk al te mooi." 'n Glimlag dans oor sy gesiggie. Sy gooi haar handsak oor haar skouer en stoot hom saggies in die gang af. "Kom ons gaan kuier 'n bietjie by Tannie Hannetjie hulle," sê sy saggies. Die 30 meter se stappie af in die pad voel soos 'n leeftyd. Die klein bondeltjie energie huppel na die half-oop deur en klop opgewonde. 'n Skraal gryskop tannie trek die deur oop. "Hallo julle tweeetjies, waar loop julle rond?" groetend vra sy vriendelik. "Ons het net bietjie by jul kom kuier, tannie," sê hy en hop met sy boutjies op die ou, deftige verbleikte pink sitkamerbank. "Koffie?" offer sy vriendelik. "Asseblief, tannie," antwoord hy vinnig. "Ek kom help tannie gou," sê sy en volg haar tannie na die kombuis. "Alles oukei, my skat?" vra sy soos sy die ketel aansit. Sy ken haar te goed. Haar stem kraak. "Nee, tannie. Oupa het 'n hartaanval gehad. Ek wil gou soontoe gaan, maar wil nie vir Boetie saamvat nie. Kan Boetie asseblief gou 'n rukkie by jul bly?" Die skok van haar woorde wys duidelik op haar tannie se gesig. "Wat?" vra sy saggies. Die bejaarde vrou sak haar kop stadig en vou haar 2 verrimpelde klein handjies om haar gesig. Sy sug diep en kyk op. "Maar natuurlik kan Boetie hier bly, my skat," fluister sy saggies. "Oom Johan kan jou gou gaan aflaai," sê sy met trane wat blink in haar oë. Sy hoor haarself sê, "Dankie, tannie." Sy knip haar oë vinnig om van die waserige beeld voor haar ontslae te raak. "Ek gaan net gou vir Boetie groet,"
sê sy en loop terug na die klein sitkamer waar hy ewige twee nog doodstil sit. 'n regte groot meneertjie. Sy gaan sit langs hom en sit haar hand op sy dun klein beentjie. Mamma gaan gou-gou na pappa toe. Sal jy gou so rukkie hier kuier? Vra sy. Sy groot blou oogies kyk stip na haar. Okay, mamma. Ek en tannie Hannetjie sal so lank koffie drink en ek sal vir mamma 'n koekie bære. Sy soen hom liggies op sy koppie en druk hom saggies teen haar vas. Sy staan stadig op en fluister saggies oor haar skouer soos sy wegloop. Liefies jou baie. Buite onder die afdak wag die bejaarde paartjie haar in. Die twee ou mensies het ook al meer as 7 sakke sout saam opgeëet. Maar hier staan hulle nog steeds saam na alles. Dit is mos hoe liefde moet wees. Hallo my kind, groet die lang maar ou oom. Haar tannie maak die passasierskant van die kar oop en sê, kom, dat jy ry. Sy gly vinnig in die ou karretjie in en klap die krakende kardeur toe. Bukkend by die oopruit loer haar tannie af na haar en sê liefdevol, sterkte my kind. Die karretjie begin brom en sy loer na haar oom wat intussen langs haar in die kar geklim het. Dankie oom, breek sy die stilte soos hul uit die erfry. Hy knik sy kop en loer vinnig na haar. Enige tyd my kind. Hy het al baie kere vir haar gesê dat sy soos sy eie dogter is vir hom. Die liewe Vader het hom net seuns gegee, 3 stukte boggers, so hy het haar sommer self aangeneem as sy eie enigste dogter, bloed of te not. Iets wurg haar om haar keel terwyl hy stadig deur die strate vleg. Al asem, dink sy stil. In en uit, in en uit. Die karretjie stop stadig. Finally, ek is hier, pa, mompel sy saggies in dankbaarheid. Sy druk haar oom se hand saggies, groet en klim uit die kar. Buite die huis staan familie en bure in groepies op die sypaadjie rond. Haar man kom stadig, kop af na haar aangeloop. Hy kyk op. Dinge lyk nie goed nie. Brewel hy toe hy voor haar tot stilstand kom. Haar hart klop in haar keel. Sy druk haar kop teen sy bors en hy vou sy arms styf om haar. Haar veilige plekkie waar niks haar kan seermaak nie. Maar seer verdrink alles. Sy kyk op. Ek moet hom sien, fluister sy. Die medics is besig met hom in sy kamer, maar jy kan ingaan, sê hy saggies en soen haar liggies op die voorkop. Sy gee haar handsak vir hom en loop in die rigting van die huis. Sy skuif verby die ambulans en glip die grasdak woonstel binne by die kombuisdeur. Binne groet 'n vreemde man. Môre sê, ek is dokter Jansson. Voor sy kan teruggroet kom die medics met oupa op 'n draagbaar die kamer uit. 'n Koue stilte vul die klein cozy woonstel. Sy beweeg stadig nader. Kan ek hom vinnig sien voor jy hom wegvat? Vra sy pleitend. Sy mond hang oop. Hy is yskoud. Sy voel hoe al die hoop haar liggaam verlaat. Haar bene bewe lam onder haar. Sy buig oor hom. 'n Traan drup op sy kop en sy soen sy klam, koue voorkopliggies. Die medics beweeg versigtig met die draagbaar verby die netjies se ou meubels na die kombuisdeur en verdwyn na regs na buite. Dit is doodstil in die kar. Net die sirene voor hul skree voor hul in die pad asof dit die verskriklike nuus met die hele wêreld wil deel.
Hou asseblief pa se beursie, my liefie. Al pa se goed is daar binne wat hulle sal nodig hê by die hospitaal, sê vra haar man en sit die vetgestopte ou swart leerbeursie op haar skoot. Die hospitaal se parkering is leeg en hulle parkeer somme op die naaste plek oop aan die deur. Hand aan hand haas hul die hospitaal binne en volg die bordjies na die EU af in die gang. Binne die klein beknopte wagkamer sit oupa se ander kinders en kleinkinders hartseer met hul gesig in hul hande. Kom sit hier, fluister haar man soos hy haar nader trek aan 'n oop stoel. Nee, sit jy maar, keer sy. Sy kan nie nou sit nie. Haar oog gly oor die bekommerde mense voor haar. Hulle het nog hoop. Haar bors pyn soos haar hart breek. Hulle weet nie wat sy weet nie. Oupa se swart leerbeursie sweet warm in haar hand en sy wonder ongeduldig hoe lank dit nog sal vat voor iemand met hul kom praat. Die EU se saldeur gaan oop en 'n netjiese gryskopman loop uit en stap die wagkamer binne. Hy kyk na haar. Is jy meneer Meyring se dogter? Sy sluk swaar en antwoord stadig. Ek is sy skoondogter. Die familie staar met afwagting na hom. Hy draai effens na die stilgebroke familie voor hom en kyk dan weer terug na haar. Jou pa het 'n massiewe hartaanval gehad. Hy kyk af, lig sy kop en kyk haar stip in haar groenblou hartseer oë en sê afgestomp. Hy's toe maar dood. Die koue woorde slaan haar wind uit. Sy gleer hom aan met verbasing. Watter tipe dokter of mens sê so iets op so onsimpatieke koue manier aan 'n gebroke familie? Jy kan kom groet, 2-2 op 'n slag, sê hy voor hy die wagkamer uitloop. Haar knie knak onder haar. Snikke skeur deur haar soos sy teen die muur afgly. Hy's dood. Regtig dood. Onbeheerde hartseer snikke ekho af in die koue hospitaalgang. 'n warm hand streel oor haar kop wat in haar arms lê bo op haar knie. Haar man sak stadig langs haar neer en gooi sy arms om haar. Hy trek haar nader en sy lê haar kop snikkend op sy bors. Sy bors ruk terwyl hy haar saggies troos. Familielede beweeg in groepies van 2 uit na die saal. Ons moet gaan groet, my liefie, sny haar man se stem deur die stilte. Die wagkamer is dolleeg toe sy opkyk. Haar man help haar stadig op en lei haar by EU in. Binne 'n klein private kamertjie lê oupa plat met 'n spierwit laken toegegooi tot by sy skouers. Dit voel of sy waawyd wakker in 'n gruwelooslike nagmerrie inloop. Sy val in die stoel neer langs sy bed. Sy vat aan sy koue, krom vingers met haar bewende hand. Goodbye, ou baas, fluister haar man soos hy sy pa se hand vinnig soen. Trane vloei stil oor sy wange. Hy sluk swaar en staan orent. Sy stem bewe. Bly jy maar nog 'n rukkie. Maar ek kan nie dit doen nie, my liefie. Haar hart breek in nog stukke. Haar man het ook so seer. Hy vryf sy neus en draai om en loop weg. Die kamer is stil en koud. Is dit hoe die dood is? Stil en koud? Sy skud haar kop en glimlag skeef onder haar trane. Nee, nie daar waar oupa heen is nie. Ons weet van beter. Vandag, 16 November 2006, is oupa se geboortedag in die hemel, die ewige lewe. Sy weet wat hy nou doen.
want hy het haar al baie lang stories daaroor vertel. Sy maak haar rooi geswelde oë stadig toe en verdwaal in sy woorde. Wanneer ek die dag die aarde verlaat, moenie hartseer wees nie, my kind. Ek het 'n vol lewe gehad en sien met afwagting uit om my Skepper te ontmoet. Sy druk sy koue hand teen haar nat wang. Sy stem is helder in haar oor. Eerste ding wat ek gaan doen, is om my liewe vader te gaan groet. Daarna gaan ek my ma soek en haar vir die eerste keer ontmoet. Na dit sal Meyring sy hoed opsit en so draaitjie stap en net kyk of ek dalk vir Grace Kelly daar iewers sien. Sjoe, maar sy was darm maar die mooiste vrou ooit. Sy giggel saggies. Ai, die Meyrings darm, regte charmers, selfs in die volgende lewe. 'n kort blonde kop suster sluip die kamertjie binne. Met haar hand op haar skouer kom staan langs haar en sê sy met 'n simpatie in haar stem: "Dit is tyd, mevrou. Die begrafnisondernemer is hier om vir meneer Meyring te kom haal." Sy loer skuins oor haar skouer na die fyn jong vrou. Sy is nogal mooi, dink sy. "Dankie. Ek groet net gou," antwoord sy en kyk terug na die bleek, lewendlose ou gesig op die plat kussing. Hy lyk so rustig. Tog kan mens sien dat die mens binne weg is. Die is net die dop wat oor is. 'n tornado van smart en aanvaarding stoot op in haar keel. Sy versmoor. Haal asem. In en uit. In en uit. Sy druk haarself op teen die koue staalbed. Haar bene is jelly en haar mond is droog. Sy leun vorentoe en streel sy verrimpelde koue wang met haar lang, dun vingers. Sy buig vorentoe en fluister sag in sy oor. "Dankie vir al pa se liefde. Kan nie wag om pa weer te sien nie. Weet net." Sy soen sy wang saggies. "Jy was vir my meer as net 'n skoonpa."